Goeiemôre. Dit is heerlik om almal hier te sien. Dis lekker om vir al hierdie jong mense hier voor en dan ook al so 'n paar gesprinkel so deur die gemeente ook. Dis my altyd so interessant hoe tieners mekaar vind. En julle is nou al amper nie meer tieners nie. Ek sê vir hulle voor die tyd, nee, hulle is nie so baie nie. Hulle kan maar sit by hulle ouers. Hier sit hulle almal by mekaar. Maar dit is my wonderlik, dit is my lekker dat julle hierso is. Dit is my lekker dat dit so 'n spesiale dag is vir julle. Ek het amper 'n probleem met die datums gehad. Anton het verlede week vir my gewys daarop dat my PowerPoint nog sê 2021. Vanoggend toe sê hy nog steeds 2021. Ek het dit nou verander. En gisteraand het ek mooi julle kaartjies gemaak en alles en toe sê dit nie 24 April nie, maar 20 April, toe moes ek dit weer oordoen vanoggend. Maar dit sê nou 24 April 2022 en dit is 'n spesiale dag vir elkeen van julle. Wat hierso sit, wat daarso sit. Dit is 'n spesiale dag want julle het vandag die geleentheid om voor al hierdie mense te sê, julle glo. En dat julle graag die lewende, opgestane Christus wil volg in julle lewe. En dit is vir my 'n groot voorreg om vir julle hierdie ruimte te kan gee vanoggend om dit te doen, en ook saam met die gemeente. Yes. Okay. Fantasties, dankie Mosie. Daar is nog wyn, so as iemand nie gekry het nie, ek sal ook weer nader aan die nagmaal 'n geleentheid gee, maar as julle wil gaan, moet glad nie, julle kan maar opstaan en gaan haal, ek verstaan. Maar daar het nou nog wyn gekom. Die matrieks, julle hoef nie tekens nou al te hê nie. Ek het vergeet om vir julle dit te sê, julle sit hier voor, so ek gaan vir julle uitdeel, so julle hoef nie daaroor te bekommer nie. Ja, ons gaan nagmaal saam gebruik. Ek wil julle sommer net weer herinner dat daar is roomysbakke op waar die tekens staan. Dit is nie net omdat roomysbakke esteties so pragtig is nie. Dit is daarso omdat om die glasies, as ons klaar dit gebruik het, net dit bietjie makliker te maak vir Valencia wat moet skoonmaak na die tyd dat ons die glasies oor die hele kerkgebou of op te tel nie. So die leë glasies na die erediens, asseblief as julle uitgaan, sal wonderlik wees as julle dit net vir ons in daai pragtige roomysbakke vir ons sal sit. Dan kan Valencia dit weer vir ons skoonmaak. Baie, baie dankie. Dan sommer net 'n paar dinge in die welweek. Julle kan daarso sien, die kategese, ons is weer aan die gang, nadat ons weer 'n afnaweek gehad het, is ons weer aan die gang, en dan volgende naweek het ons weer 'n afnaweek met die lang naweek, maar ons is hier, en dit is my lekker om van die kinders te sien, oor 2 weke hopelik het ons minder afnaweke en onderbrekings, maar natuurlik, julle weet, daar is nog kerk, ons het mos nou net nie kerk in die saal dan vir die kinders nie. Julle is welkom om daar deur te lees. April se barmhartigheidstema is nog steeds werklose mense. Ons samel nog steeds dinge in om mense warm te hou wat nie self die finansies het om vir hulle sulke goed te kan kry nie. Reënklere, komberse, sambrele en dan natuurlik altyd kos. So asseblief as julle wil bydra, daarso op die tafel sal julle sien, daar het al heelwat goedertjies ingekom, ons is baie, baie dankbaar daarvoor. Daar is sommer 'n paar belangrike datums ook daar in die welweek, julle kan daarso kyk, die 3 maande beplanning is ook daar buite, en dan sommer net ook geluk aan die mense wat verjaar vandag, Helena Gerber en Monique Creer. Ons is saam met julle opgewonde oor die nuwe lewensjaar en almal wat verjaar hierdie week wat kom, baie, baie geluk en mag julle regtig God se seën ervaar in julle lewe. Dan gaan ek nou vir Tianeye geleentheid gee. Ons is genooi, so sy gaan vir ons vertel waarvoor ons genooi is. Is hy nou aan? Nou, Ons is baie opgewonde om ons verhouding met die VGK Rynse gemeente te versterk en ons is ook in die beplanning om 'n jeugbyeenkoms te reël saam met hulle.
En by die vergadering donderdag het hulle gesê, nee, maar hulle hou woensdagoggend 8uur 'n stap by Koetsenburg en hulle nooi ons om graag saam met hulle te gaan stap. So trek jou tekkies aan of jou stapskoene aan. Kom kry ons daar, ons gaan begin by daaronder naby die gym. Julle sal sien daar's baie mense. Dan gaan ons lekker saam stap en dat die tyd saam geniet en net bietjie ons verhouding met hulle as gemeente. Hulle is ons sustergemeente, so ons gaan daai verhouding ook net so 'n bietjie versterk. Daar's hy, ekskuus, ek het myself afgesit, jammer. Ja, ek wil sommer net herinner, ons het ook hierdie genoem, toe ek en Leon 2 weke terug net bietjie gepraat het oor die planne vorentoe en dit is iets waarop ons graag wil fokus, so regtig, ek wil saam met Tianay net vir julle uitnooi. Dis so wonderlik dat hulle het hierdie gereël en toe net besluit hulle wil ons graag nooi. So asseblief doen moeite, ons is mos stappers in die gemeente. So ja, Woensdag 8uur. Ek is onseker of ek met my slaappatroon tans met die kleintjie dit gaan kan haal, maar ek gaan ook my bes probeer. Goed, en dan wil ek ook sommer net sê, ek het vir Tianay gevra om te help met die diens. Toe ek met kraamverlof was, het sy en haar man Jaco, het hulle hierdie groep, het hulle weer vir 'n kwartaal lank met die groep by mekaar gekom op Sondae-aande en ook 'n verhouding met hulle begin bou. So ek het toe dit goed gedink om haar ook as deel van die diens te hê. Dit is mos darm net reg. So ja, dankie Tianay en dankie ook vir jou hulp toe my mommy brein inskop, dat ons alles reg het en alles kan spesiaal hê vir hierdie jong mense vanoggend. So gemeente, ek vra, nooi julle sommer om net 'n oomblik rustig te raak. Maak sommer jou oë toe vir 'n oomblik. Haal dalk 'n keer of wat diep asem en word net bewus van waar jy is. Jy's in 'n gebou met bakstene, 'n gebou met 'n sekere teken voorop. Maar meer belangrik is jy hier in hierdie gebou saam met ander. Saam met ander wat glo, wat hoop. En saam hou ons mekaar vas in God se teenwoordigheid. Amen. Is hy nou aan? Gedeelte saam met my sê. Die Here het opgestaan. Die Heer het waarlik opgestaan. Uit van God. Die lam verlig. Christus die lam is God se lamp. Sal in sy lig lewe. Die troon van God en van die lam sal in die stad wees en sy dienaars sal hom dien. Hulle sal hom sien. En sy naam sal op hulle voorkoppe wees. Daar sal nie meer nag wees nie. Die mense het nie die lig van 'n lamp en die lig van die son nodig nie. Omdat die Here God hulle sal verlig. Amen. Amen. Ons bly net so sit en sing saam.
Gemeente, ek groet ons met woorde uit Openbaring, genade en vrede vir julle, van hom wat is en wat was en wat kom, en van die 7 geeste voor sy troon, en van Jesus Christus, die geloofwaardige getuie, eerste wat uit die dood opgestaan het, die heerser oor die konings van die aarde, deur sy bloed van ons sondes verlos, en ons sy koninkryk gemaak, priesters vir God sy Vader. Aan hom behoort die heerlikheid en krag tot in alle ewigheid. Amen. Ek nooi julle om te staan en saam met my hierdie God te loof en te prys. Laat alles in die goed heel
So ek het nou 'n vraag vir enige kind om te antwoord. Ek wens ek het iets gehad om te gee, maar die goed wat ek wou koop is baie duur. So ek sal sorg dat dit reg is. Woensdag. Wie gaan skool toe Woensdag? Ooh, daar vang ek iemand. Maar nou het ek goeie nuus vir jou. Jy hoef nie skool toe te gaan Woensdag nie. Wat gebeur Woensdag? Watse dag is Woensdag? Wie weet, wat noem ons die dag? Anton? Vryheidsdag, dankie. So, Vryheidsdag is wat ons Woensdag vier. Nou kom ons kyk of iemand anders weet, daar's die datum. 27 April, hierdie keer het ek die datum reg op die skerm gesit, ek beloof. Want dit is wat daai dag gebeur het, is hoekom ons 'n vakansiedag het. Wie weet wat in 1994 op 27 April gebeur het? Wie was al toe gebore? Ek ook. Ek dink julle wat belydenis aflê was toe nog nie gebore nie, né? Haai julle? OK. Soos die 90s, is daar enigiemand anders vir wie die 90s nog soos 10 jaar terug voel? Dis ek. OK. OK, hier's hom nog, dis nie net ek nie. Julle voel seker asof die 90s ver weg is van julle af. So, wat het hierdie dag gebeur? Kom ons kyk of iemand anders weet. Janko. Almal in die land mag vir die eerste keer gestem het. Wie het nog dit geweet? Is maar min mense. OK, maar die wat dit nie geweet het nie, nou weet julle. So ons noem dit Vryheidsdag, want dit was die eerste keer in ons land se hele geskiedenis wat almal, OK, behalwe mense onder 18, so die wat 18 word, dan mag jy ook stem, maar almal bo 18, enige iemand mag gestem het. Het julle geweet daar was 'n tyd wat vrouens nie mag gestem het nie? En daar was 'n tyd wat mense wat nie wit was nie mag gestem het nie. Vreemd, lank gelede. En ons is dankbaar dat dit nie meer so is nie. So Vryheidsdag is wat ons vier. En die rede daarvoor, wag, kom ons vra eers hierdie vraag. Want ek wil kom by die rede hoekom ons Vryheidsdag, hoekom dit belangrik is vir ons as Christene om ook baie bly te wees oor hierdie dag. So wie het al baie goed geëet? Dis nou die goed wat ek wou gebring het. Het jy, hier is 'n paar wat onseker is. Wie het al dit geëet? OK. Mens eet dit maar min, want hulle is nogal van die duurder lekkers, maar hulle is van die lekkerste lekkers. Nou, hoe proe die pinkes van daai? Wie het gesê? Iemand het iets gesê nou? Dieselfde as die ander. Is jy seker? Maar hulle is nou verskillende kleure. Daar's dan pers en blou en groen en pink. Jy weet dit. OK. Wat sê jy, Francis? So jy's reg. Nee. Ja, dankie Francis. Nou verstaan ek ook. OK. So daai speckled eggs het verskillende kleure aan die buitekant. Daar's pink en groen en blou en pers. Ek het gesien nou met Paasnaweek was daar sulke wit aksies ook, maar ek is nie mal oor wit sjokolade nie, so hulle was nou nie ek hou van hieries. So, hulle het verskillende kleure, maar hy is heeltemal reg. Hulle proe dieselfde, want die goed aan die binnekant is dieselfde. En dit is wat ons vier met Vryheidsdag. Dat ons vir die eerste keer kan sê in ons land, nou al vir amper, hoe lank is dit nou al? Help my gou met die wiskunde, matrieks, julle kan dan seker 22, 94, 28, sy reg? Nee, Nina is reg, jy is 100% reg, 28 jaar, vir 28 jaar, glo ons al dit van mense in ons land. Dat maak nie saak hoe jy lyk aan die buitekant, die binnekant is dieselfde, en wat is die binnekant? Wat sê die Bybel vir ons, is ons almal se binnekante?
Ons hart, en wie het dit gemaak? Liewe Jesus, die Here het ons gemaak. So dit beteken, dat maak nie saak hoe ons lyk nie, God het ons gemaak. Elkeen is gemaak na God se beeld. So, as julle nou nie skool toe gaan, Woensdag nie, dan staan julle op, hoe laat ook al julle opstaan op 'n vakansiedag, ek vermoed die mense hier voor se tyd gaan bietjie later wees, die mense die kant die jonger is, of gaan julle vroeg opstaan om te leer? O, wag, nou sug hulle eers, hulle besluit nou. Okay. Dan gaan sê jy vir iemand in jou huis, ons almal is gemaak na God se beeld. Ons almal is vry. Okay. Awesome, dit is Woensdag. Kinders, ek gaan vir julle nou 'n geleentheid gee om saal toe te gaan, want ons wil hê julle moet net nou weer terugkom wanneer hierdie groter kinders gaan sê dat hulle glo in God en ons die nagmaal gaan gebruik. So, kom ons seën ons kinders wanneer hulle uitgaan. Familie van Christus, wat is julle gebed vir hierdie kinders? God groei in julle harte. En in vrede. Amen. Vir die van ons wat agterbly, ons gaan lees uit Johannes 20. So julle is welkom om dit te soek. Tianay gaan dit vir ons voorlees. Ons gaan lees uit Johannes 20 vers 19 tot 31. Maar voordat Tianay vir ons lees, wil ek net graag vir ons dis letterlik 'n 4 reeltjie gebed van Augustinus net lees. So ek nooi julle om julle oë toe te maak en rustig te word en net te luister na hierdie gebed, voordat ons luister na God se woord. Here, ek wil aan U dink. U ken. U lief hê. Laat U woord in my groei, totdat U my volmaak verander het, en ek leef soos Jesus geleef het. Amen. Johannes vers 19. Dit was al laat die aand vir die eerste van die week. Die deure waar die disippels vergader het, was periode. Jesus het gekom en hulle gaan staan en hulle vrede vir julle. Kom ons probeer weer. En nadat hy dit gesê het, wys hy hulle sy hande en sy sy. Die disippels was verheug toe hulle die Here sien. Jesus sê toe vir hulle, vrede vir julle, soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle ook. Nadat hy dit gesê het, blaas hy op hulle en sê vir hulle, ontvang die Heilige Gees. As julle mense se sondes vergewe, is dit hulle vergewe. As julle dit van hulle weerhou, bly dit van hulle weerhou. Maar Thomas, een van die 12, wat bekend gestaan het as Didimus, was nie by hulle nie, toe Jesus gekom het nie. Die ander disipel sê toe vir hom, ons het die Here gesien, maar hy het vir hulle gesê, as ek nie die merke sien van die spykers in sy hande, en my vinger in sy sy steek in die spykermerke, en my hand nie in sy sy steek nie, sal ek nooit glo nie. 8 dae later was sy disippels weer binne, en Thomas was saam met hulle. Terwyl die deure gesluit was, het Jesus gekom en in hulle midde gaan staan en gesê, vrede vir julle. Daarna het hy vir Thomas gesê, bring jou vinger hier en kyk na my hande, en bring jou hand en steek dit in my sy, en moenie langer ongelowig wees nie, maar gelowig.
Thomas het vir hom gesê, my Here en my God. Toe sê Jesus vir hom, glo jy omdat jy my gesien het? Gelukkig is hulle wat nie gesien het nie, en tog tot geloof gekom het. Jesus het nog baie ander tekens voor sy disippels gedoen, wat nie in hierdie boekrol geskryf staan nie. Hierdie dinge is egter neergeskryf, sodat julle kan glo dat Jesus die Christus is, die Seun van God, en dat julle deur te glo die lewe in sy naam kan hê. Dankie Wienand, ons oralis wat double up as die tegniese hulp. Vir die eerste gebeure, dis so eintlik 'n tweeledige storie wat ons nou na geluister het. Vir die eerste gebeure in die storie gaan ons weer terug in 'n week in tyd, en ons is weer in Paaszondag. So julle sal ook weet, ons vier nog Paastyd in hierdie paar weke na Paaszondag. En alhoewel ons elke Sondag dit vier dat Jesus opgestaan het, vier ons ook op 'n spesiale manier in hierdie tyd dat ons die opgestane Here dien. So vandag gaan ons weer terug. En ons is weer op daai Sondag. Onthou wat die oggend gebeur het. Dis wat ons verlede week saam gelees het en na geluister het. Na al die trauma van Goeie Vrydag, waar Jesus gekruisig is, waar hy gepynig is, waar hy doodgemaak is, probeer sy volgelinge op 'n manier die stukkies optel van wat nou gebeur het. En hulle probeer uitpleis hoe is hulle veronderstel om nou vorentoe te gaan. Hulle leier is dood. Maria Magdalena gaan toe na Jesus se graf toe. Een van die dinge wat sy toe nou doen in 'n poging om vorentoe te gaan met haar lewe. Maar sy sien, die klip is weggerol. Die adrenalien skop weer van vooraf in, en ek dink is die trauma van Vrydag, maar natuurlik dink sy Jesus se liggaam is gesteel, of miskien is dit 'n poging van die godsdienstige leiers om weer die Christene sleg te maak en om te kan sê hulle het dit gesteel of iets, en sy hardloop om vir die ander disippels te gaan vertel. Of hulle glo of nie, weet ons nou nie regtig, dit word nie duidelik gesê nie, maar ons kan sien, hulle wil ook self sien, want hulle hardloop agterna, of ten minste 2 van hulle. Daarna het Maria die voorreg om wel die opgestane Here, wat opgestaan het, wat lewe, te sien. Maar so gou soos sy hom terugkry, op 'n manier, begin Jesus alweer praat van weggaan. Weereens gaan sy na die disippels toe en gaan vertel sekerlik vir hulle. En ons weet nie regtig wat gebeur het nie. Maar ons kan indink dat sy vir hulle dalk hierdie storie vertel het, dat sy vir Jesus gesien het. Hulle weet die graf is leeg, dat hulle dalk 'n stukkie in hulle was wat gedink het, dit moet waar wees, Jesus lewe. Maar dat daar ook 'n stukkie was wat gedink het, ek wil dit self sien. Ek wens ek kon vir Jesus sien. En dan sit hulle natuurlik nog steeds met die trauma en die angs en die vrees van wat die leiers met hulle wil maak. Want hulle is bymekaar op Paaszondag, lees ons. Hulle is bymekaar na hierdie gebeure by die graf en die deure is gesluit. Hulle is bang. Hulle weet nie wat die leiers vir hulle nou beplan nie. Dis die leiers wat vir Jesus laat doodmaak het. En Jesus is nou dood? Hulle weet nie. Hulle is bang vir hulle lewens. En dan, sonder dat enige deur oopgesluit word, verskyn Jesus tussen hulle. Die gekruisigde Jesus verskyn.
Die Jesus met die merke in sy hande. Die Jesus met die sny in sy. Daai Jesus verskyn tussen hulle. Nou behalwe vir die vreesaanjaende verskynsel wat dit behoort te wees, wanneer iemand skielik verskyn, en jy het gedink die deur is gesluit, weet Jesus ook wat binne in hulle aangaan. Jesus weet ook dat hulle bang is. En wat is sy eerste woord aan hulle? Sy eerste woord is vrede. Vrede vir julle. Die disippels sien Jesus. Hulle sien homself met hulle eie oë. Hulle sien die wonde, hulle weet dis die Jesus met wie alles wat Vrydag gebeur het, met wie dit gebeur het. Maar vandag is nie dieselfde nou skielik as die donderdag voor dit gebeur het nie. Al staan Jesus nou daar, hy lewe, alles is nie net weer dieselfde nie, want dinge het verander. Jesus is doodgemaak, hy is gekruisig. Hy was in die graf, hy was toegedraai met doeke. Sondag was die graf weer leeg. Daai oggend was die graf weer leeg. Jesus lewe weer. En omdat ons mos nou maar dikwels nodig het dat dinge bevestig word, sê Jesus weer vir hulle, vrede vir julle. Net om hy laaste bietjie angs, dalk bietjie settle. In hierdie verhaal sien ons eintlik weer iets van die God wat ons dien, die Jesus wat 'n mens geword het, maar wat op 'n besonderse, unieke manier 'n mens en God was. 'n Mens wat werklik gelei het, wat spykers deur sy hande gehad het en voete, wat sy sy gesteek is, wat gebloei het, wat seer gekry het. Maar dat hy God is. En nie net in die sin dat hy opgestaan het uit die dood uit nie, alhoewel geen mens dit sal kan doen nie. Maar ook in sy ingesteldheid, hoe hy kyk en hoe hy reageer op hierdie naweekse gebeure. Dit was iets wat my dadelik opgeval het eintlik in hierdie teks. Enige Hollywood movie of 'n goeie opwindende boek sal vir ons leer dat as enige iets soos wat met Jesus gebeur het, oor daai naweek, met 'n mens gebeur, met een van ons gebeur, wat gaan ons doen? Ons gaan bitter raak, ons gaan kwaad raak, en ons gaan wil terugkry. Ons wil gaan wraak neem, oor hierdie mense, wat vir my in 'n kruis laat spyker het, wat vir my so laat ly het. Maar die opgestane Jesus is anders. Anders in sy reaksie op hoe vorentoe. Want sy reaksie is bitterheid of woede of wraak nie. Hy bly presies dieselfde Jesus as voor sy dood in die sin dat sy fokus presies dieselfde bly. Sy fokus bly die koninkryk van God en hoe dit 'n werklikheid raak op aarde. En die koninkryk van God is nie 'n plek van bitterheid en wraak en woede nie. Dit is 'n plek van vrede en van vergifnis vir almal. Nadat Jesus dan die Heilige Gees uitgeblaas het oor sy disippels, is 'n woord van vergifnis sy laaste woord aan hulle. En dis 'n interessante vers, so ek het gedink om net so 'n oomblik daarby stil te staan, want ek het iets gelees wat my nogal verder laat dink het, en ek gaan definitief nog verder hieroor dink. Want dit voel bietjie uit plek uit in hierdie teks, of so het dit vir my geklink aanvanklik. Jesus is heeltyd besig met vrede en om vir sy disippels uit te stuur,
Maar dan praat Jesus daaroor om vergifnis te weerhou van ander. Nou baie kenners sien hierdie vers as Johannes se weergawe van Matteus, waar Matteus sê in Matteus 16 vers 19, as ons net daarso dit lees, dan sal ons onthou dat Jesus op 'n stadium vir hulle sê, ek sal vir jou die sleutels van die koninkryk van die hemele gee, en wat jy ook al op aarde toesluit, sal in die hemel toegesluit wees, en wat jy ook al op die aarde vrylaat, sal in die hemele vrygelaat wees. En dan sê hy weer in Matteus 18 vers 18, Amen, ek sê vir julle, wat julle ook al op aarde bind, sal in die hemel gebind wees, en wat julle ook al op aarde ontbind, sal in die hemel ontbind wees. So op 'n manier bind hy die aarde en die hemel met mekaar met hierdie woorde. En deur dit so te verstaan is hierdie vers 'n woord van bemagtiging vir hierdie disippels. Hy stuur hulle uit, hy gee vir hulle die Heilige Gees en dan bemagtig hy hulle met hierdie woorde. Maar Chelsea Haman skryf hieroor en dan sê sy, wat as dit ook 'n waarskuwing is vir hoe ons lewe en hoe ons omgaan met vergifnis en ander se sonde? Wat as dit dalk 'n waarskuwing is aan ons as ons nie vergewe nie? Dat wanneer ons vashou aan iemand anders se verkeerd teenoor ons, dat dit ons ook op 'n manier vashou. Dat dit ons ook op 'n manier voorkom om die vrede te gaan getuig van die opgestane Jesus. Wanneer ons so daarna kyk, maak hierdie vers baie meer sin binne hierdie storie. En dan daarna natuurlik die verhaal van die ongelowige Thomas. Arme Thomas was nie by gewees op Paasondag toe die disippels die gekruisigde Here in lewende lywe kon sien nie. Hy wou ook maar net ervaar wat die res ervaar het. Hy wou ook maar net sien wat Maria by die graf gesien het, wat die ander disippels op Paasondag die aand gesien het. En 8 dae later, dink ek Jesus se woorde was dalk 'n bietjie sagter aan hom as wat ons baie keer dink. Ek sien nogal dat Jesus so met sy hande staan voor hom en vir hom sê, Thomas, kyk, voel, sien, dis ek. Ek is gekruisig en ek het opgestaan. Ek lewe weer. Ek wonder ook selfs of Jesus hom nie 'n bietjie jammer gekry het, dat hy vir 'n week lank moes vashou en vassit in hierdie trauma en hierdie warbel van emosies van wonder of Jesus lewe, wonder of Jesus dood is nog. En dan 8 dae later kan hy ook die vrede ontvang van weet dat Jesus lewe en werklik vorentoe begin beweeg wanneer hy bely, my Here en my God. Maar die feite van hierdie storie bly, die gekruisigde Jesus lewe. En dit het alles verander. Ons weet dat die stories en die verhale wat ons lees van die disippels na die evangelies, na Paasnaweek se gebeure, lyk baie anders. Ons sien hierdie bemagtigde disippels. Ons sien disippels wat nie so de mekaar is soos wat ons hulle dikwels vind in die evangelies nie. Ons is nou vandag hierdie getuies, hierdie mense wat weet dat die gekruisigde Here leef. Ons is die mense wat in die voetspore volg van die opgestane Jesus. En die mense wat vrede nou moet bring, wat nou moet gaan staan tussen mense en sê vrede vir julle. Is dit wat ons doen? Bring ons vrede vir mense. Maar eintlik, meer belangrik, bewys ons lewens, ons belydenis. Dis tog al ons aksies is ons belydenis. Dis nie net om hier voor te staan en te sê, ja, ek glo in Jesus nie, dis ook om dit te wys, oral waar ons is, oral waar ons voete
ons neem. Om getuies te wees van die koninkryk van God. En dit beteken om vrede te bring vir almal. En hierdie vrede beteken nie altyd net om nie wraak te neem of om nie bitter te raak of net nie kwaad te raak nie. Dit beteken ook soms om op te staan, om daai bemagtiging wat Jesus vir ons gee, om dit te neem en te sê, daar is mense wat nie lewe in vrede nie. Om ook soms te sien, daar's plekke wat nog nie lyk soos die koninkryk van God nie. Daar's mense in hierdie wêreld, in hierdie kontinent, in hierdie land, in ons dorp, wat nie vrede kan ervaar nie, omdat hulle menslikheid nog steeds nie geag word nie, al vier ons Vryheidsdag. En dit word gedoen deur geweld teenoor hulle, deur disrespek, deur hongersnood, deur armoede. Hoe bring ons ook hierdie opgestane Here se vrede vir mense? Dit is 'n baie goeie voorbeeld van hoe ons vrede moet bring. Ons moet soos daai dingetjie wees wat almal bereik in die kamers waar ons instap. Dis wonderlik, baie dankie. Somtyds voel dit soos 'n onbegonne taak. Veral wanneer ons lees van die korrupsie, wanneer ons besef hoe al die strukture in ons land so deurtrek is van sleg, van onvrede. Maar Jesus stuur ons nie net uit en sê, gaan wees ek nie. Jesus verwag nooit van ons om dit alleen te doen nie. Hy blaas sy Heilige Gees, ook oor ons elkeen. Sy eie Gees. En hy gee vir ons die krag van die opgestane Christus, die een wat opgestaan het, wat gekruisig is en opgestaan het uit die dood uit. Die krag en die wysheid om te kan gaan leef as getuies, om te kan gaan leef in hierdie wêreld en om God se koninkryk te bring, daar waar ons gaan. Dis my gebed vir ons elkeen, maar ook spesiaal vanoggend vir hierdie 18 jong mense wat belydenis van geloof aflê. Dat ons met ons hele lewe, oral waar ons voete tref, dat ons voetspore sal los van vrede. En nie net enige vrede nie, die vrede van God se koninkryk. Dat ons die vrede sal bring van die gekruisigde en opgestane Jesus, die Here wat God se vrede kan bring in die donkerste, donker nag. Kom ons bid saam. Here, ons is vanoggend hier saam, soos die disippels. Maar Here, ons is nie bang nie. Here, ons is dankbaar, ons is opgewonde. Ons is bly dat U opgestaan het. Here, hoe moeilik dit ook al is vir ons om te prosesseer, is ons ook dankbaar dat U gekruisig is. Here, want dit beteken vir ons vryheid. Here, mag ons deur U Gees se hulp hierdie vryheid en hierdie vrede bring verander. Here, mag wanneer ons monde oopmaak, dit nie ander vashou nie. Mag ons ook nie onsself vashou met wrok en bitterheid en woede nie. Here, maar mag ons deur U oë, deur die oë van die opstanding, kyk na ander mense, na die wêreld rondom ons, na die situasies rondom ons. En Here, wanneer dit nodig is vir ons om ook iets te sê
Veral as dit moeilik is, veral as dit iemand gaan ongelukkig maak, iemand gaan ongemaklik maak, selfs onsself. Here, mag ons weet dat U Gees, die Gees wat U uit die dood uit opgewek het, dat U Gees vir ons die krag gee, ons bemagtig om dit te kan doen. En Here, mag ons glo dat ons 'n verskil kan maak. Maak nie saak hoe oud ons is, hoe onbelangrik ons voel nie. Mag ons weet dat enige disipel van die opgestane Here 'n verskil kan maak in hierdie wêreld. Want met U opstanding het U koninkryk alreeds begin kom. Amen. Okay, ons wag nou vir die kinders om weer terug te kom. Hulle gaan ook saam met ons die belydenisaflegging en die nagmaal vier. Maar voordat ek verder gaan, wil ek net vir julle ook verduidelik. Ekskuus, miskommunikasie, die mommy brein het weer ingeskop. Ons gaan net gou die kinders haal. Ons gaan die belydenis doen met 'n sekere ritme. Ek doen dit nou al vir die afgelope paar jaar wat ek dit doen so. Dit is maar vir my 'n besonderse manier om dit te doen. Daar is 2 foto's van meeste van die jong mense wat belydenis aflê op die skerm. Julle gaan sien daar's 'n foto van hulle doop of 'n baba foto. Om iets te wys van dat God nie net vandag eers deel raak van hulle lewe nie, maar dat God reeds deel was al van hulle lewe van die begin af. Dat God hierdie hele pad saam met hulle gestap het tot hier en dat hulle nou hier sit en dat hulle nou hier voor gaan kom staan. En dan is daar ook 'n foto van hoe hulle nou lyk, sodat almal wat ver sit en hulle dalk nou nie so mooi kan sien nie, hulle ook mooi kan sien. So, hulle gaan vorentoe kom en ek gaan by die doopfonds staan en ek gaan 'n kruisie in hulle hand maak. En die rede hoekom ek dit gaan doen is juis om hulle te herinner aan dit wat ek nou gesê het, aan die feit dat God al lankal die pad saam met hulle loop. Soos wat ons aan die begin in die aanvangswoord gesê het, met Openbaring se woorde, dat God se naam op ons voorkop geskryf staan. Nog al die jare, en ook vandag en van hier af vorentoe. So ek gaan dit doen. Daarna gaan ek vra dat julle eers nog nie na die stoele toe gaan nie, want dies wat aan daai kant sit, dit gaan nou die eerste 5 wees. Julle moet asseblief versigtig wees daar. Dit is relatief naby, maar julle behoort veilig te kan wees. Julle het goeie oë. Maar nog nie daar gaan staan nie, maar dat julle eers net hier agter die stoele net eers staan, totdat ons klaar gesê het, ja, julle glo. Want ek is net bang dat julle gaan sukkel om daarso te beweeg. So, ons staan eers hierso en dan sal ek vir julle sê wanneer julle gaan sit op die stoele. Goed. So, ek gaan daar gaan staan en soos julle vorentoe kom, soos julle name gelees word en julle vorentoe kom, gaan ek julle ook herinner. Jy's gedoop. So, Emma Bekes. Jy's gedoop. Alexa Karinus. François Karstens.
Christophe de Bruin. Pieter de Bruin. Lara de Jong. Claudia de Klerk. Lise de Villiers. Adie Lahani. Nina Mentz. David Nieuwoud. Daniel Pretorius. Zaan Rousseau. Lara Steenkamp. Lindrey Swart. Chris Tron. Louis van den Berg. Louis. Janu Grimbeek. Ek gaan net vir Janu 'n geleentheid gee om hier te bly, want anders laat ons vir arme Janu baie hard werk. So gemeente, dit is die jong mense wat vanoggend wil sê dat hulle glo. Hulle glo in die opgestane Christus. En ons as gemeente wil vir julle graag ook die geleentheid gee om dit te kan doen. En daarom gaan ons nou vir julle 4 vrae vra. Ek gaan die 4 vrae lees eers, en dan gaan ek julle elkeen se naam sê, en soos ek jou naam sê, kan jy net antwoord ja, as jy wil antwoord ja op die 4 vrae. Goed. Eerstens, glo jy dat die Here Jesus Christus jou persoonlike verlosser is, en het jy hom lief? Tweedens, glo jy dat die Bybel die bron van die waarheid oor God is, en ons ook help om as God se kinders te lewe? Derdens, beloof jy om God te aanbid met jou hele lewe, mede-verantwoordelikheid vir die versorging en opbou van mekaar in die gemeente te neem, en God te ontmoet en te dien in die nood van ons wêreld? En laastens, beloof jy dat jy jou medegelowiges sal toelaat om jou te help om getrou te bly aan die Here en om jou terug te help op die pad as jy sou afdwaal
en dat jy ook dieselfde vir hulle sal doen. Emma, Alexa, François, Christoph, Pieter, Lara, Claudia, Lise, nou moet ek eers kyk, Adie, Nina, David, Daniel, Zaan, Lara, Lindrey, Janu, Louis, Chris. Fantasties. Julle is nou welkom om julle plekke in te neem by die nagmaalstafel. Ons gaan nou saam met julle as nuwe beleidende lidmate die nagmaal vier. So Emma, jy is heel op die punt aan hierdie kant as jy van die kant af wil die plek inneem. Maar julle is alfabeties, dit begin daar op die hoek en dan loop hy so in 'n slangetjie om. Janu, jy's net hierso. Ek wil sommer ook nou, as daar iemand is wat nog nie brood of wyn het nie, julle kan gou nou vir julle kom haal by die tafel. Gemeente, ons vier die nagmaal omdat dit iets is wat die Here self ingestel het. Hy het dit ingestel voor sy dood en opstanding, maar dit getuig vandag nog steeds daaroor. Ons gaan vandag die nagmaal vier vir 'n spesifieke rede en dit is omdat die nagmaal 'n viering is van die gemeenskap met die lewende Here en met mekaar. Nie alleen word ons in die nagmaal met Jesus se dood verbind nie, maar ook met sy lewe en is die opgestane Christus deur die Heilige Gees self by ons teenwoordig. Hierin lê die diepste geheim en die grootste vreugde van die nagmaal. Dit sluit ook die gemeenskap met mekaar as lidmate van die een liggaam van Christus in, aangesien dieselfde Gees wat ons oë vir Christus oopmaak, ook ons oë vir mekaar oopmaak en ons in liefde aan mekaar bind. Soos die apostel Paulus sê, omdat dit een brood is ons, al is ons baie, saam een liggaam. Want ons het almal deel aan die brood. Dit bring mee dat ons in 'n vergewensgesindheid, nederigheid, goedgesindheid, sagmoedigheid en verdraagsaamheid met mekaar moet omgaan. Wie die brood en die wyn van die nagmaal eet en drink, word ook geroep om die voete van die ander te was. Wie eenmaal saam aan die Here geëet en gedrink het, kan nie meer in onvrede met mekaar leef nie. Voordat ons die tekens gebruik, gaan ons saam 'n toewyding doen van Martin Luther. Sien in my Here 'n leë kruik wat gevul moet word. Versterk my, want my liefde is koud. Maak my warm en ywerig, sodat my liefde ook kan uitgaan na my naaste. Ek beskik nie oor 'n sterk en stewige geloof nie, Here. Soms twyfel ek en is ek glad nie in staat om U te vertrou nie. O Here, help my. Versterk my geloof en vertroue in U. U alleen het ek al my skatte verseël. Ek is arm, ek is ryk en betoon U genade aan die armes. By my is daar 'n oorvloed sonde,
In U is daar die volheid van geregtigheid. Daarom sal ek by U bly, die een van wie ek kan ontvang, maar vir wie ek niks kan gee nie. Amen. Gemeente, die brood is gebreek. Dis Jesus se liggaam. Neem dit, eet dit en glo dat Jesus se liggaam ook vir jou gebreek is. Jesus het ook die beker geneem, die wyn gegooi en gesê, neem dit, drink dit, dit is my bloed, dit het gevloei vir julle. Neem nou die wyn, drink dit en glo dat Jesus se bloed ook vir jou gestort het aan die kruis. Here, dankie dat U ons voed en sterk maak. Here, dankie dat U vir ons sakramente soos die nagmaal gee, om ons te herinner dat U by ons is, dat U ons wysheid gee, dat U ons krag gee, dat U ons help om U koninkryk verder te bring, dat ons saam met U werk, daar waar U reeds besig is in ons wêreld. Amen. Ek gaan vra dat ons net so bly sit en dan gaan ons 'n lied sing. Ons gaan net een keer sing, 'n teken dat ons hierdie nuwe lidmate verwelkom. Hulle is eintlik al lankal deel van ons. Hulle het nou net 'n spesiale geleentheid gehad om ook te sê dat hulle glo. So ons gaan 'n lied sing. Ons aanvaar jou met die liefde van die Heer.
Ons aanvaar jou met die liefde van ons Heer. Daar is vrede waar sy liefde ons vergeef. Mag dan al wat sien, dat jy die Here dien, ook begeer om van sy liefde meer te leef. Daar is nou 'n geleentheid om die Here te dien ook met ons offergawes. Sing, wil ek sommer net sê vir die matrieksie wat julle voor julle het. Julle het 'n kaartjie wat handgeskrewe is deur 'n tannie in die gemeente om vir julle geluk te wens met vandag. Julle het 'n belydenissertifikaat, sommer net ietsie wat julle kan hou om te herdenk vandag. En dan het julle 'n kers. Ons gee ook sulke kersse uit met die doop. Om te onthou dat vandag spesiaal was. En enige tyd wat jy aan vandag wil dink en weer wil herinner, of dalk sommer net weer 'n toewyding maak aan die Here, en dit kan soms elke dag wees, dis ook okay, kan jy die kers net aansteek as 'n herinnering daarvan. En dan sal julle sien, julle het 'n spieeltjie onder die kers, en dit is om vir julle te herinner dat julle getuies is van die lewende Christus. So, daai lig wat jou kers skyn, sien dit as Christus se lig, Christus se lewe in jou lewe. En jy is 'n spieël wat dit wys vir almal rondom jou. So die spieeltjies is op die oomblik vas aan julle kersse, maar ek het dit probeer so maak dat julle dit kan losmaak. So wees maar versigtig as julle dit dra, asseblief. Goed, kom ons staan en ons sing saam met hulle beeld van God. Geskryf
so sy beeldheid dra, in 'n wêreld wat verward is, en haar ware liefde vaar. Mag hy omgee en lief hê, en so sy beelde eer, by almal wat op soek is, op die antwoord op hul seer. Onthou, jy's 'n beeld van God, wat kan skitter soos kristal, om die wêreld te herinner, daar's 'n God in die heelal. Kom dan nou en vat sy hand, en leef soos sy kind, wat hy self gemaak het, en jy sal vreugde vind. Mag hy omgee en lief hê, en so sy beeldheid dra, in 'n wêreld wat verward is, en haar ware liefde vra. Mag hy omgee en lief hê, en sy naam vereer, by almal wat op soek is, op die antwoord op hul seer. Ek stuur graag nou hierdie jong mense en ook vir ons almal uit met een van my gunsteling seënbedes. Mag die Here jou seën met ongemak oor maklike antwoorde, halwe waarhede en oppervlakkige verhoudings, sodat jy uit die diepte van jou hart kan leef. Mag die Here jou seën met woede oor onreg, onderdrukking en die uitbuiting van mense, sodat jy kan werk vir geregtigheid, vryheid en vrede. Mag die Here jou seën met trane om te stort vir mense wat pyn, verwerping, honger en oorlog ervaar, sodat jy 'n hand kan uitreik en hulle pyn in blydskap kan verander. En mag God jou seën met genoeg dwaasheid om te glo dat jy 'n verskil kan maak in hierdie wêreld, sodat jy dinge sal kan doen wat ander mense dink nie gedoen kan word nie.